25ste jaar wat ek die Here dien. En ek sê spesifiek die 25ste jaar, ergens tussen 1990 en 1991, nie 'n spesifieke datum nie, die Here my hart kom steel, en sedertdien is ek in 'n onbeskaamde verhouding met hom. Ten spyte daarvan was 2016 seker die jaar wat ek die meeste in my lewe nog gebattle het met twyfel. En miskien voor ek verder gaan, wil ek net vir julle sê dat ons almal op dieselfde bladsy is. My definisie van twyfel is, dis wanneer dit wat ek voel, bots met dit wat ek weet waar is. Wanneer dit wat ek voel, bots met dit wat ek weet waar is. Nou, wanneer 'n jong Christen is, dan gaan jou twyfels baie keer nog rondom God se bestaan. Ek kan onthou, ek was op 'n stadium in my lewe daar waar ek vir die Here gesê het, Here, dis baie moeilik om hierdie intieme verhouding met jou te hê, as ek soms nog wonder of jy regtig bestaan. Maar soos 'n ou groei, en soos jy dan nou meer volwasse raak, dink ek, skuif 'n ou se vrae, soos wat twyfel nou en dan nog steeds sy opduik maak, of sy opwagting maak, en 'n ou se vrae skuif baie meer na God se karakter toe. Jy sien nie die drome van jou wat net nie waar word nie. Jy het gehoop op 'n loopbaan wat nie realiseer nie. Jy sukkel met skete en siektes wat net nie wil regkom nie. En in daai omstandighede begin daar onvermydelik hierdie vraag by jou opkom van, Jesse Here, sien jy my regtig raak? Here, daai teks van nie 'n haar op jou kop sal afval, sonder dat ek daarvan weet nie. Ek weet nie, Here, dit voel vir my nie heeltemal, of jy bewus is van elke haar op my kop, en wat die Here vir my gesê het, is, jy het nog baie hare, en die skrif praat nie van grys word nie, maar die vraag wat ons het, skuif baie meer na God se karakter toe, en as gevolg van dit, raak dit 'n wesenlike blokkasie in jou verhouding. En so het ek vir jaar op 'n punt gekom wat ek vir die Here gesê het, Here, jy gaan my moet help met twyfel. Want twyfel raak vir my 'n blokkasie in ons verhouding. Dit raak 'n obstruksie, omdat ek jou nie duidelik kan sien nie. En ek wil vir julle 'n stukkie lees, al die woorde gaan op die skerm wees. En ek gaan, as ek klaar gelees is, vir julle sê, uit wie se joernaal uit dit kom. Dis baie emosie. Ek dink dit kan iets wees wat op enige gegeewe stadium uit enige een van ons joernale dalk uit kon kom. Maar ek begin vir julle lees. God is goed vir almal wat doen wat hy sê, verseker. Maar op 'n dag het ek begin twyfel of dit regtig so is. Ek het amper ophou glo. Want toe ek rondom my kyk, het ek gesien hoe goed dit met slegte mense gaan. Hulle is so hoogmoedig en hulle word by die dag al hoe ryker. En ek was jaloers op hulle. Niks bekommer hulle nie. Hulle is spekvet en gesond. Hulle is oor niks besorg nie. Hulle het geen moeilikheid nie. Hulle loop ewe trots rond, want met hulle gewere en hulle vuiste los hulle al hulle probleme op. Hulle is vet en hulle doen net wat hulle wil. Hulle het geen respek vir iemand nie. Hulle spot met mense en dreig almal. Selfs God loop onder hulle tonge deur. En op aarde beledig hulle links en regs. Almal hang aan hulle lippe. Mense kan nie genoeg van hulle kry nie. Hulle sê vir almal, God is vas aan die slaap. Wat weet die Allerhoogste van wat ons doen? Hulle kom weg met moord. Niemand keer hulle nie, terwyl hulle al hoe meer geld maak. Ek het verniet gedoen wat God sê. Te vergeefs dat ek onskuldig is. My gebede het niks gehelp nie. Dit was 'n mors van tyd. Want elke nuwe dag het daar 'n vrag vol nuwe probleme op my gewag. Daar was geen einde aan my swaar kry nie. Ek is elke dag soos 'n vloerlap behandel. Nou dit kom uit Asaf se joernaal uit. En is die eerste 14 verse van Psalm 73, soos in die boodskapvertaling. En Asaf het 'n klomp vrae gehad, soos jy nou gesien het. En dit maak nie saak wat jou twyfel en vraag vanoggend is nie. Asaf se vraag, soos joune, het begin om vir hom 'n blokkasie te raak in sy verhouding met die Here. Maar vraag hoef nie 'n obstruksie te wees nie.
En hopelik vanoggend gaan ons uitkom by die plek wat ons sien, hoe moet ons dit hanteer? As ons by die plek trek waar ons die vrae en twyfel het. Want die laaste ding wat iemand vir jou moet sê as jy op so 'n plek trek waar jy twyfel is, glo net man, glo net, kom net oor jouself en glo. Ons almal weet dis nie so maklik nie. Ons almal weet dit is nie die teenmiddel vir twyfel nie. En ek hoop vanoggend gaan ons daar kom waar ons nie gaan skuldig voel wanneer twyfel weer gaan opduik nie. Wanneer ons nie gaan toelaat dat dit 'n blokkade word in ons verhouding nie, maar dat ons dit juis as 'n brug gaan gebruik tot 'n dieper en 'n meer intieme verhouding met die Here. En ek wil begin deur vir u twyfel aan die hand van 'n beeld te verduidelik. En dis miskien in 'n groot mate waar vanoggend se titel van Godsverduistering vandaan kom. Ek wil vir u twyfel verduidelik aan die hand van sonsverduistering. Ek het 'n groot liefde vir die hemelruim en vir sterre en dis meer. So in die beeld wat ek wil gebruik, as ons die volgende slide kan opkry, wil ek vir u dit verduidelik en sê, kom ons maak die son as die verteenwoordiging van God in hierdie beeld. Ek dink dit maak sin. Alles wentel om God, net soos alles om die son wentel alles om God. Ek moet gereeld vir my kinders sê, ek moes gister weer vir een van hulle sê, you are not the center of the universe, you are part of the universe. So alles wentel nie om ons nie, alles wentel om God. Die son is lig en God is lig. So daar het ons vir God. Ons is die aarde en twyfel is die maan. En net soos wat die maan in 'n wentelbaan om die aarde is twyfel in 'n wentelbaan rondom ons. Twyfel gaan altyd daar wees. Maak vrede daarmee en hou opskuldig voel daaroor. Twyfel gaan altyd daar wees in 'n wentelbaan om jou lewe. Maar so nou en dan gebeur dit, dat die maan in sy wentelbaan om die aarde, presies tussen die aarde en die son beland. En die maan is baie kleiner as die son en baie kleiner as die aarde, maar op 'n manier werk die afstande van so 'n aard, dat wanneer die maan presies tussen die aarde en die son is, lyk dit vanuit die perspektief van die aarde, asof hy die son totaal kan uitblok, in geval van 'n sonsverduistering. En twyfel is presies dieselfde. Dit het 'n bepaalde persepsie en vanuit ons perspektief blok dit baie keer vir God uit, dat ons hom nie lekker kan sien nie. En die maan gooi in wese 'n skaduwee op die aarde. Nou twyfel werk presies dieselfde. Dit raak nie die obstruksie en ons kom in situasies waar ons voel dat ons weet wat veronderstel is om waar te wees. Ons voel dat ons weet ons is veronderstel om in hierdie verhouding te wees. Maar ons kan nie sien nie. Ons kan nie die Here sien nie, want twyfel het hierdie obstruksie geraak in ons verhouding. En die vraag is, wat doen ons met twyfel? Wat doen ons as twyfel in die pad kom tussen ons en God? Wat maak ons as dit wat ons voel in die pad kom van dit wat ons weet waar is? En die teenoorgestelde van twyfel is sekerheid. Maar nou moet ons vir mekaar vanoggend sê, daar is eintlik niks in hierdie lewe wat seker is nie. So as ons sê, die teenoorgestelde van twyfel is sekerheid, dan sê ons vir mekaar, sekerheid gaan eintlik vir jou maar net 'n valse sin van sekuriteit gee, want daar bestaan nie iets so sekerheid nie. So alhoewel daar nie 'n teenoorgestelde van twyfel is nie, is daar wel baie effektiewe teenmiddels vir twyfel. En ek wil vanoggend praat oor 3 van hierdie teenmiddels wat ons in die lewe van Dawid gekry het. En die eerste een van hulle is eerlikheid. Nou meeste van ons is meestal eerlik. Ons is meestal eerlik met SARS, ons is meestal eerlik met ons baas, ons is meestal eerlik met ons kliënte, ons is meestal eerlik met ons beraader. Navorsing het gewys, die gemiddelde mens is 90% eerlik. Maar dis wat Wikipedia sê, ek weet nie hoe akkuraat dit is nie, gemiddelde ou is 90% eerlik. Maar jou beste verhoudings is die verhoudings waarin jy die eerlikste kan wees. Of kom ek sê so, jou gesondste verhoudings is die verhoudings waarin jy die eerlikste kan wees. Dit mag dalk baie keer nie vir jou voel soos jou beste verhouding nie, maar dis jou gesondste verhoudings. Eerlikheid lei tot 'n dieper
en in meer intieme verhouding. En by Woeste Christen Gemeente is die leierskap se visie en se ideaal regtig om ons te lei in 'n verhouding met die Here, nie in godsdiens nie. En as ons vir mekaar sê, eerlikheid is die X-faktor in verhoudings, is die vraag vanoggend, hoe eerlik is jy met die Here in jou verhouding met hom? Jy weet, hoe genuine is jy? Hoe deursigtig is jy? Weet, waar ek vandaan kom, is 'n konsep van eerlikheid met die Here amper iets wat vir ons vreemd klink. Ek het vir baie jare in my lewe geglo, as jy bid, dan moet jy so effens 'n ander stemtoon hê. Jou taalgebruik moet min of meer 33 vertaling King James daar rond wees. Jy moet self so 'n paar klisjées ingooi. Maar dit is nie wat die Here wil hê nie. Die Here se begeerte met ons is eerlike gesprekke, nie perfekte gesprekke nie. En dis belangrik, want totdat ons ten volle eerlik met die Here is, kan ons hom nie ten volle beleef nie. En hoekom ek dit sê is, ons sien in die Bybel 'n beginsel, en dis miskien 'n groot woord, maar God resiproseer ons. Wederkerigheid is nou net nie 'n lekker woord nie. Engels praat hulle van reciprocates. God, wil ek amper sê, naap ons beweging na hom toe. Ons sien dat beweging na God toe initieer sy beweging na ons toe. Ons sien, as ons onsself oopmaak vir die Here, dan openbaar hy homself aan ons. God sê vir ons in Jeremia, if you seek me with all your heart. In Sagaria sê hy, when you return to the Lord, he will return to you. Jakobus sê, draw near to God, and he will draw near to you. Wat beteken, solank as wat ons net die helfte van wie ons is vir God bring, gaan ons net die helfte beleef van wat hy vir ons instoor het. Maar wanneer ons alles vir hom bring, gaan ons alles beleef. Wanneer ons na God toe kom met alles wie ons is, stel dit ons in staat om alles te beleef. En jy mag vanoggend dalk al sit en sê, Jesus Stefan, maar is God okay daarmee as ons ten volle eerlik is met hom? Weet jy, ek is bly as dit jou vraag is, want een van die gunsteling karakters van my in die Bybel is Dawid. En as jy die psalms gaan lees, gaan jy sien, Dawid was rou eerlik met die Here. En God se reaksie daarop was dat hy na Dawid verwys het as 'n man na my hart. Ek wil vir net een voorbeeld noem. Ek wil kwaad. Wie van u is vanoggend kwaad? Niemand nie. En nie praat ek oor eerlikheid. Ek was Vrydag baie kwaad. Dawid was kwaad op 'n stadium in Psalm 58. En Dawid bid oor sy vyande. En hy praat met die Here en hy sê vir hulle, vers 6, 7 en 8, ek wil net vir julle daai 3 versies lees. Hy sê vir die Here, break the teeth in their mouths, O God, Lord, tear out the fangs of those lions. Hy vra nie, om 'n tand te breek is frekseer. Hy sê vir die Here, breek die tande in hulle mond, nie net een nie. Let them vanish like water that flows away. When they draw the bow, let their arrows fall short. May they be like a slug that melts. Nou vir die van u wat se Engels soos myne is, 'n slak is hierdie doplose slakkies, né? Hy sê, may they be like a slug that melts away as it moves along, like a stillborn child that never sees the sun. Kan u jouself groter pyn indink as 'n doodgebore kind? En Dawid sê dit vir sy vyande. Dit is volgens my uiters onvanpas. Maar tog laat God toe dat hierdie gebed van Dawid in sy gees geïnspireerde woord opgeneem word en vir duisende jare daar bewaar word vir ons om dit te sien. En die Here sê, ek vier die lewe van die man wat so gebid het vir sy vyande. Dis 'n man na my hart. En weet jy, ek wil vanoggend vir julle sê, ek dink nie die Here wil hê ons moet so bid nie. Ek dink nie as ons op daai plek trek, wil die Here hê ons moet daar bly nie. Maar wat ek wel dink is dat God is okay met ons emosies. Ek dink nie ons emosies en ons woede en ons eerlikheid, ek dink nie dit affronteer vir God nie. Ek dink nie dit maak vir God bang nie.
Ek dink juis God sê vir ons, kom praat met my daaroor. En weet jy hoekom? Want God is na alles 'n Vader. En as ek kyk na my verhouding met my kinders, as hulle teleurstelling beleef by die skool, as hulle situasies in hulle lewe beleef wat nie lekker is nie, die eerste ding wat ek wil weet is, hoe voel jy? Want ek wil weet of jy okay is. Ek weet aan die omstandighede, maar ek wil weet, hoe voel jy? Dis my hart as aardse pa. En soveel te meer God. En ons kan sê, ja, maar hy weet dit in elk geval. Dit is so, hy weet dit, maar hy wil hê jy moet dit vir hom kon sê. Want dis die vlak van verhouding wat hy met ons begeer. Hy wil 'n pa wees vir ons, né? En ek weet, hier sit vanoggend 'n klomp van u wat moet hoor dat die Here vir u wil sê, ek soek nie perfekte gesprekke met jou nie. Ek soek eerlike gesprekke met jou. Hoe eerliker jou verhouding kan wees, hoe dieper en hoe meer intiem kan dit wees. Hoekom? Ek weet nie. Dit is net hoe verhoudings werk. Hoe meer ek van myself gee, hoe beter is my verhouding. Ek kan 'n bietjie van myself gee en die verhouding gaan okay wees, maar as ek alles wie ek is bring, gaan ek 'n reël deel intieme vol verhouding hê. En dieselfde met my verhouding met God. En ek sê weer, God is nie bang vir ons emosies nie. Dit maak hom nie ongemaklik of kwaad nie. God wil ons emosies gesond maak. Maar daarvoor het hy nodig dat ons eerlike gesprekke met hom voer. Nie perfekte gesprekke nie. En die eerste teenmiddel, eerlikheid. En eerlikheid voor die Here vir twyfel. Wil ek nou so 'n stappie verder vat. Ons gaan nou by die ander twee teenmiddels uitkom. Ek gaan net nog een psalmpie na verwys. Psalm 13, is 'n psalm wat Dawid geskryf het, waar hy spesifiek met twyfel gebattle het. En ons sien hoe Dawid na die Here toe gaan in rou eerlikheid. Maar dan is daar of daar 'n ommekeer in Dawid plaasvind. En ek wil u nooi om gou die pad saam met my te stap. Deur Psalm 13 is net 6 verse. Ons gaan hom weer hier opsit, want ek gebruik die NIV vertaling, sommer net vir die vertalers ook. So vers 1, begin Dawid en hy sê vir die Here, how long, Lord? Here, hoe lank nog? Gaan dit aanhou? Voel jy ook soms so? Of die Here, sien jy my nog raak, Here? Het jy vergeet van my, Here? Dawid gaan direk na die Here toe met daai vraag en hy sê vir hom, Here, hoe lank nog? Hy is amper half familier as ons daar gaan. Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? As jy iets verloor, dan sê blaam op jou wat dit verloor het. Maar Dawid sê vir die Here, Here, ek het jou nie verloor nie. Jy kruip weg van my. Hy sê, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Hy sê, Here, ek is veronderstel om in hierdie verhouding met jou te staan. Maar jy maak dit vir my moeilik. Dit lyk of jy wegkruip vir my. En Here, die ergste is, dit hou aan, en dit hou aan, en dit hou aan. Hoe lank nog, Here? Vers 2, how long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? Dawid sê vir die Here, Here, ek is moeg daarvoor om my eie planne te maak. Ek is moeg daarvoor om met die gedagtes te worstel van of ek kan vertrou of nie. En die ergste van alles is, terwyl ek met hierdie goed besig is, voel dit of u weg is. Hoe lank nog, Here? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? Gaan Dawid oor, how long will my enemy triumph over me? Ek weet nie wat vanoggend jou vyand is nie. Vir depressie is, hopeloosheid, siekte. Dawid was daar waar ons is as ons voel. Ons vyand is besig om beheer oor ons te kry. Ons vyand is besig om ons te wen. Nou raak Dawid ekstra reguit. Vers 3. Look on me and answer, Lord my God. Nou baie van
van die teks se vertaling het of van die teks se betekenis het bietjie verloor gegaan in die vertaling. Look on me and answer me. Klink amper of Dawid vir die Here sê, soos 'n ouer wat vir sy kind sê, kyk vir my as ek met jou praat. Julle sit so of julle dit nie doen nie. Maar ek doen dit so nou. Dit lyk amper of Dawid dit sê, maar wat ons dan sien is, Dawid sê nog steeds, Lord my God. Nou, hy praat nog steeds van die Here as sy God. So ek dink wat Dawid gedoen het is, hy het vir die Here gesê, Here, ek is moeg daarvoor om in die agterkant van jou kop vas te kyk as ek met jou praat. Ons is veronderstel om in hierdie verhouding te wees, Here. Kyk vir my as ek met jou praat. Jy is veronderstel om my God te wees. En Here, dit lyk of jy dit met opset doen. Hoe dit ook al sê, daar's baie min heiligheid in hierdie gesprek van Dawid. En hy definitief nie met die Here met 'n ander stemtoon gepraat het. Dawid raak dan so bietjie teatraal. Hy sê, give light to my eyes, so I will sleep in death. Wie weet, dalk was Dawid regtig in 'n lewe en dood situasie. En dan verander Dawid so bietjie sy taktiek. Dis iets wat ons dalk kan onthou vir die toekoms, vers 4. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. So wat Dawid vir die Here sê is, Here, ek het hierdie verhouding met jou, en almal weet daarvan. En as jy nie vir my gaan deurkom nie, gaan my vyande na my kyk, en hulle gaan na jou kyk, en hulle gaan sê, net wat ons gedink het. Die Here kan nie vertrou word nie. Al hierdie eerlikheid in net 4 verse. Maar nou sien ons, Dawid lyk amper half gedisoriënteer. Dit lyk amper of hy nie helder dink nie. En skielik sien ons, dis of Dawid helderheid kry. Dis of Dawid skielik 'n rigting helder sien en dit inslaan. En dit lyk nie of God die probleem verwyder nie. Maar dit lyk of Dawid rustigheid in sy hart kry oor al sy vrae. En as ek kyk na dit wat volg, dan sien ek iets in Dawid se verhouding met die Here wat ek begeer. Ek sien dat al hierdie eerlikheid van Dawid lei tot 'n verhouding met die Here wat die gewig van sy twyfel kan dra. En Dawid het vrae en twyfel nie toegelaat om 'n struikelblok te raak nie, maar om 'n brug te wees tot hierdie dieper verhouding. In die middel van hierdie Psalm sien ons daar's 'n verandering in Dawid se toon. En of Dawid nou eers 'n dreig gaan stap het en teruggekom het, ek weet nie. Maar Dawid gaan aan. En hy gaan van 'n posisie van, Here, hoe lank nog? Na vers 5 toe, waar hy vir die Here sê, but I trust in your unfailing love. My heart rejoice in your salvation. But I trust in your unfailing love. Weet jy, vertroue is 'n kragtige ding. Ons het gesê, die teenoorgestelde van twyfel is sekerheid. En ons weet in hierdie lewe gaan ons baie meer twyfel hê as sekerheid. Maar 'n kragtige teenmiddel is vertroue. Vertroue wek in ons 'n krag op wat hopeloosheid wegskuif. Maar nou mag die vraag by wees, vertroue waarin? En daar sê Dawid, but I trust in your unfailing love. Nou die woordjie, die oorspronklike Hebreëus vir unfailing love is een woord, dis die woord hesed. So kom omtrent so 250 maal voor. Dawid was mal oor die woord, want meer as die helfte van daai kere gebruik Dawid dit in psalms. En hesed is 'n verwysing na God se verbondsliefde, of anders liefde wat red, is die betekenis van hesed. En Dawid probeer die Here herinner en sê vir die Here, maar jy is die God wat hesed vir jou volk het. Jy is die God wat liefde het, wat red vir sy mense, en ek, Here, vertrou op daai liefde. Nou, die volgende een, my heart rejoices in your salvation. Dawid vind vreugde in die Here se redding, in sy liefde wat red. Maar weet jy wat is die verskil? Dawid
moes vorentoe kyk en hy moes hoop op God se liefde wat red. Ons het dit klaar gesien. God het klaar vir ons in die manifestasie van Jesus Christus sy hesed liefde kom wys. God het klaar vir ons sy liefde wat red gewys. En daarom kan ons met soveel groter vrymoedigheid daarop vertrou as Dawid. En as gevolg van dit wat ons gesien het, is ons in 'n posisie waar ons in die middel van wat ook al jou omstandighede is, enige iets kan sê, Here, dit wat nou gebeur, maak glad nie sin nie. Ek kan nie begin om te dink dat hier 'n plan agter dit is nie. En Here, in die laaste tyd het dit nie vir my gevoel of jy regtig nog vir my raak sien nie. Maar Here, ek vertrou in jou liefde wat red. Want ek weet, toe Jesus sy lewe aan die kruis neergelê het hy ook aan my gedink. En jy het vir my gewys, Here, 2000 jaar terug al, hoe lyk jou liefde vir my? En al maak niks van hierdie goed nou sin nie, en al voel ek wat ek voel, Here, ek vertrou in jou liefde wat red. En daarin sal ek my anker. Dawid sluit af in vers 6. Hy sê, I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. Dawid begin in 'n posisie van twyfel, en hy eindig in 'n posisie van lofprysing. Dawid het baie gesing, hy het gehou van sing. Maar ons sien dat in hierdie posisie van twyfel, is dit of Dawid homself deur hierdie proses homself deur hierdie proses vat, waar hy God se verbondsliefde, God se liefde wat red, God se hesed liefde, of hy dit inasem, en hy asem lofprysing uit vir die Here. En in die middel van daai pyn, het Dawid deur te sing, in homself dapperheid opgewek. En is dit nie 'n beginsel nie? Is sing nie iets wat altyd in ons 'n krag om te volhard opwek nie? Ek dink dis hoekom baie, selfs wêreldse betogings en optogte en revolusies, altyd met sang gepaard gaan. Want sang wek in ons 'n dapperheid op. Sang wek in ons 'n krag op en 'n veggees om te volhard. En Dawid vat homself deur hierdie proses waar hy God se getroue liefde inasem en lofsange uitasem vir God. So, wat is die teenmiddel vir twyfel? Ons leer baie by Dawid. Ons leer dat skree werk. Dis goeie nuus. Jy onlangs op die Here geskree. Jy kan toelaat dat twyfel vir jou 'n blokkasie raak in jou verhouding met die Here. Of jy kan dit gebruik as 'n brug tot 'n meer intieme en 'n dieper verhouding met die Here. En jy kan begin deur dit te doen, deur eerlik met die Here te praat. Deur met die Here te praat oor daai droom wat het sy in skerwe lê, of net nie wil lyk of dit waar word nie. Oor daai loopbaan wat net nie wil gebeur nie. Jy kan met die Here praat en jy kan met hom eerlik wees. Wys vir die Here wat waar is van jou. Ons sien by Dawid dat om eerlik te wees met die Here, om vir die Here te wys wat waar is van my, daar is ook 'n ander kant van daai muntstuk. En dit is lofprysing. En Dawid begin waar hy totaal eerlik is oor homself, waar hy vir die Here wys wat waar is van hom. Maar Dawid eindig in lofprysing. En weet jy wat is lofprysing? Ons sê om eerlik te wees met die Here, wys vir hom wat waar is van my. Lofprysing herinner ons onsself wat waar is van die Here. En ons wys vir hom dat al voel ons op 'n bepaalde manier, weet ons nog steeds wat waar is van hom. En dis wat lofprysing doen. En Dawid het
nie toegelaat dat die feit dat hy nie kon sien nie, dat daar hierdie blokkasie was tussen hom en die Here, dat dit hom nie toelaat om homself te herinner en vir God te wys dat hy nog steeds geweet het wat waar is van hom nie. Ek wil afsluit, ek het nou gesê, ek hou baie van die ruimte, vir die wat ook van die ruimte hou, daar's nog 'n tipe verduistering. Ons kry ook maansverduistering. En as jy na daai prentjie kyk, net soos wat die maan soms reg tussen die aarde en die son in beweeg. Ons het gesê die maan is twyfel. Kan die maan ook reg ombeweeg, waar daar 'n skaduwee op die maan is. En jy gaan nooit die maan kan wegneem nie. Ons het net gesê, twyfel soos die maan is in 'n wentelbaan om jou, en hy gaan altyd daar wees. Maar die maan kan skuif. Jy kan nie twyfel wegneem nie, maar jy kan twyfel skuif, sodat jy helder kan sien. En die manier hoe jy twyfel skuif, is met lofprysing. Ons kan die maan skuif, tot daar waar daar 'n skaduwee op die maan is. En die manier hoe ons dit doen, is lofprysing. Lofprysing gooi 'n skaduwee op die maan. So Dawid se teenmiddel, sy laaste een, was lofprysing gewees. En van julle mag dalk vanoggend hier sit en sê, ja, maar ek sing nie eintlik so lekker nie. Weet jy, die lofprysing waarvan ons hier praat, is 'n toestand van die hart. Dit gaan nie oor hoe noodvas jy is nie, dit gaan nie oor hoe jy sing nie. Dit is 'n toestand van die hart. Dis om vir die Here te sê, Here, maak nie saak wat gebeur nie, Here, maak nie saak waar ek trek nie, maak nie saak wat ek voel nie. Here, ek sal uitspreek vir jou wat ek weet waar is. En ek sal dit gebruik om 'n skaduwee op twyfel te gooi. As ons twyfel, dan fokus ons op dit wat ons voel. En dit wat ons voel, is 'n uitvloeisel van dit wat ons sien, of dalk nie sien nie. Wanneer ons worship, wanneer ons die Here loof en prys, fokus ons op dit wat ons weet waar is. My hoop vir julle almal. Ek weet nie waar jy vanoggend trek nie. En waarvoor jy die Here vertrou, en wat jy dalk laat twyfel nie. Maar my hoop is, dat die Here vir jou presies sal voorsien, soos wat jy hom vertrou. Maar totdat dit gebeur, en selfs al gebeur dit dalk nie, is my hoop dat ons die tipe persoon sal raak wat Dawid was, wat floreer in die middel van 'n hoe lank nog situasie. Dat ons daar sal kom waar ons floreer, al is ons daar. En die manier om dit te doen, die manier om te kom by 'n plek waar ek vir die Here sê, Here, ek sal jou prys in goed en in sleg, maak nie saak wat nie. Selfs wanneer ek nie so voel nie. Die manier om daar te kom is om eerlik te wees met die Here. En dan te kom op 'n plek, soos Dawid, waar hy gesê het, but I trust in your unfailing love. Here, ek vertrou op jou liefde wat red, wat jy klaar vir my gewys het. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. En ek hoop dit maak nou vir u meer sin, hoekom ons nou gaan prys en worship. En my gebed vir julle, is dat as jy met twyfel sukkel, as jy voel, of jy in die agterkant van die Here se kop vaskyk, dat jy in die 20 minute of wat nou gaan kom, eerlik met die Here sal wees, en deur lofprysing, sal skuif die twyfel, sodat jy vir God reguit kan sien, sodat daar geen blokkasies is. En dis my gebed vir julle, dis hoekom ons vanoggend nie 'n altarcall gaan hê nie, maar hierdie tyd van aanbidding gaan hê. En my vroukie het vanoggend nog weer vir my gesê, dalk moet jy een of ander vorm van 'n persoonlike getuienis inwerk, en my antwoord aan haar was, my gebed is dat elkeen hier gaan uitstap met sy eie getuienis.
Vader, ons wil vanoggend sommer net vir U kom dankie sê, dat ons ten volle eerlik met U mag wees. En Here, ons mis hierdie goed verskriklik baie nog. Maar in ons gebrokenheid wil ons nou vir U 'n lofoffer kom bring, ten spyte van hoe ons voel. En Heilige Gees, dit mag nie perfek wees nie, maar ek vra dat U ons in staat sal stel om dit eerlik te doen. Here, laat ons U asseblief nou in gees en in waarheid kan aanbid. Dankie daarvoor. Here, dankie vir U liefde wat red. En dankie dat ons daarop mag vertrou. Ons loof en ons prys U wonderlike naam, Vader. Amen.